Welkom terug, Danny Vilay kuier by ons en is so lekker om haar terug te hê. En hierdie keer gesels ons oor selfbewus, ons splinternuwe enkelsnit. Goeiemôre. Hallo julle, dit is so lekker om weer terug te wees op die bekende geelbank. On the bank. Dis sy. Yes. Hoe was 2025 vir jou? Dit was lekker geweest, baie lekker, maar ek moet sê ek sien baie uit vir hierdie jaar. Ek dink 2026 gaan 'n groot jaar wees vir almal. Ek het net daai gevoel hierdie jaar is die Mens jaar. moet optimisties wees oor Ja, dit. maar 2025 was lekker. Ja. Baie gegroei, dinge geleer, nuwe liedjies uitgebring, nuwe plekke opgetree, nuwe vriende gemaak. Dis sy, jy sien, dis Ja. belangrik. Ja. Hoorie, ons sosiale media vraag vandag is, wat het jy as kind gehad wat jou getroos het? Is dit 'n ding, is dit 'n persoon, is dit 'n kos? Wat het jou vertroosting gebring? Het jy so iets gehad? Ja, ek het wel eintlik 'n klein varkie gehad waarmee ek geslaap het in die aande en ek het nêrens gegaan sonder daai varkie nie. So dit was definitief 'n Weet jy nog waar die varkie is? Hy is nog steeds by my ouers se huis. Want as ek hopelik eendag kinders het, dan sal ek hom nou aanpas weer. Ek besef. Nee, ek het Ja. Jennifer gesê ek het nie sien. Selfde by my ook. Is ook by my ma se huis nog. Ja. So hasie met 'n Ja. blou dangerie aan. Ag, oulik, dit moet oulik wees. Hoorie Danny, jy praat so op sosiale media dan partykeer werk mens so hard in 'n loopbaan en ek dink nie mense besef altyd jy weet die harde werk wat dit verg nie. En dan ewe skielik voel dit of daar deurbrake begin kom. Ja. En veral met jou, wat gaan deur jou? Wat se emosies voel jy as jy voel ek daai deurbrake kom het? Is dit verligting? Is dit opgewondenheid? Hoe sal jy dit beskryf? Ja, dit is baie opgewondenheid, baie verligting en ek weet ek is nog jonk, maar omdat ek al van so jongs af ook al nog jonger sing, voel ek baie dat jy voel dit vat nogal lank. Ek meen Rome wasn't built in one day. Maar mense voel so trots op jouself om nou te voel dinge begin nou in plek inval en mense is so opgewonde om te sien wat nog moet kom en ja, net om jouself as musikant en kunstenaar te groei ook, is wat ook vir my die lekker deel is daarvan. En ek leer altyd iets nuuts in al die nuwe dinge wat ek doen. Die groei is nogal belangrik. En mense verander en mense klank partykeer so Engels Ja, evolve, né? Baie, myne het so. Joune het. Ja. Ja. En ons gaan later gesels bietjie oor jou nuutste liedjie, oor selfbewus en dit het bietjie meer van 'n rockerige element. Ja. Hoe verander is daai goeters eksperimente wat 'n mens doen of is dit vind 'n mens jou rigting in jou styl al hoe meer en meer? Hoe werk dit vir jou? Is dit 'n eksperiment byvoorbeeld selfbewuste rock of is dit nou so 'n rigting waarna jy gaan mik? Dit albei eintlik. Dit is 'n bietjie van 'n eksperiment en dit is 'n rigting waarin ek wil mik, want ek het laas jaar het ek ook 'n ander liedjie uitgebring. Ek verkies musiek wat ook 'n rock tipe liedjie is en die terugvoering op dit was net baie goed geweest en toe het ek nou besluit wel kom ek probeer nou nog meer liedjies in daai styl inbring. En toe ek ook so 3 jaar terug gelede nog Berlyn toe was in Duitsland en daar opgetree het, daar was 'n groot invloed van alternatiewe en rockmusiek geweest. So dit het 'n groot invloed ook gehad op my musiek en ek voel ek kan meer vry wees ook met daai styl. Mense voel jy het meer selfvertroue amper. Ek voel ek het meer selfvertroue as ek 'n liedjie skryf in daardie styl en dit optree. Weg van die musiek af, wat doen jy vir 'n uitlaatklep om net so 'n bietjie vir 'n oomblik jouself weer te vind? Want ek het gesien jy draf verskriklik baie. So dis ek was jy nog altyd sportief of is die draf is dit 'n uitlaatklep? Is dit om fiks te bly? Wat doen jy? Definitief draf. Ek hou baie van draf en aktief bly net om my kop bietjie skoon te kry. Ek was glad nie op skool 'n atleet of enigiets nie. My sport was maar tennis geweest. Ek was baie lui op skool. Maar nou is dit definitief 'n uitlaat vir my en ek hou baie van lees ook. En okay, wel, jy het nou gesê nie musiek nie, maar natuurlik as ek nou moet skryf of so. Is dit ook alles deel van net so half 'n uitlaatklep vir jou? Ja. Lees, wat 'n genre, wat 'n tipe boeke lees jy? Ek hou van fantasie, enige iets wat fantasie. Ek is nie 'n self-help boek tipe mens nie, maar ek is mal of so speurder tipe verhale amper wil ek ook sê. Jy het nou baie gepraat oor selfvertroue. Dink jy hoe ouer mens word, hoe meer selfvertroue kry? Is dit so met jou dat jy al meer selfvertroue kry net in wie jy is en wie jy is as kunstenaar? Ja, definitief, veral met die nuwe liedjie selfbewus ook, waar die liedjie nou alles gaan, ek het definitief gegroei van toe af. Ek het die liedjie nou eers laas jaar omtrent geskryf, maar soos wat jy ouer raak, ek het baie meer selfvertroue gekry want jy besef nou meer
wie jou mense is en jy begin jouself nou al vestig as persoon en jy het nou al jouself bietjie uitgefigure, dink ek. Ek wil nie eintlik weet hoe lekker dit moet wees as jy by die 30s en nog ouer raak, want dan weet jy nou regtig wie jy is. Peer is vol baie selfvertroue nou. Hoor jy as mense ouer raak, veral as dit dan professioneel raak, by professionele besluite kom. Ja. Waar kom jy agter kan jy meer jou eie stempel afdruk? Is dit by die keuse van plekke waar jy optree? Is dit by die keuse van jou playlist, jou setlist wat jy maak? Die keuse van musiek wat jy speel op daai geleentheid, wat is dit? Die keuse van plekke waar ek optree, ek meen, mens begin mos nou maar by enige plek wat jy 'n goeie geleentheid kan kry, maar soos wat jy groei as kunstenaar, besef jy ook dis jou werk, dis jou besigheid, jy moet goed bemark, jy moenie jouself ondermy nie, as ek dit so kan stel. So ja, by plekke waar mens optree, maar as dit kom met liedjiekeuses en so, almal hou mos maar van verskillende style, so ek probeer altyd my setlists baie divers hou, sodat dit vir almal kan cater. Ja. Want jy is by 'n paar interessante, jy gaan 'n redelike volstoom program hê. Ja. Ek kyk nou hierso, jy's in die Kaap, jy's in die Parel en Stellenbosch, meestal die 11de, dis môre. Ja. Mojo Market. Ja. Dan 13de Freedom 301, 15de Sorgvliet Wine Estate, 18de House of Machines, 20ste Waterford Estate en 22ste Blauklippen. Jy gaan by 'n klomp plekke optree hierdie maand nog. Ja. Hoe hou jy jou energie vol om in soveel plekke so op te tree die res van die maand? Wat doen jy? Wel die draf, sal ek sê. Mens moet fisies die Ja, ag, en die mense wat ek ontmoet, want wat vir my so lekker is van al die plekke waar ek optree, dis nie soos 'n 8 tot 5 werk elke dag wat jy elke dag met dieselfde mense te doen kry nie. Ek ontmoet die heeltyd nuwe mense. So dit stimuleer my baie en dit hou my, ek raak nogal vinnig verveeld met goed. So dit hou vir my dinge aan die gang en ek dink dis hoe ek my energie ook dan kry. Ja. Vertel ons van selfbewus. Waaroor gaan dit? Wat is die kernboodskap agter die liedjie? Selfbewus is vir my 'n baie persoonlike liedjie en ek dink baie mense kan daar soos ook saam met dit relate, as ek nou die Engelse woord kan gebruik. En dit gaan maar oor 'n gebroke vriendskap met 'n goeie vriendin wat ek gehad het en as ek dink soos ek sê baie mense deur dit gegaan, jy gee so baie van jouself vir hierdie vriendskap en vir hierdie persoon dat dit word dan nie teruggegee nie en jy word half gemanipuleer en dit kan in enige verhouding, 'n vriendskap, 'n romantiese verhouding so wees en dat daardie persoon later half so selfbewus oor hulle self raak, dit moet net oor hulle gaan. So dit was die inspirasie uit die liedjie gewees en ek het baie gegroei uit baie selfvertroue gekry van dit af. Ja, dit was 'n groot leerskool. So selfbewus is vir my 'n baie spesiale liedjie want dit was 'n amper al 'n rouproses ook as ek dit so kan stel. Van hierdie vriendskap. Dit is nogal, ek dink almal van ons het al deur so 'n situasie gegaan waar jy sê ek verstaan nie hoe dit nou gebeur het ons hier gekom het nie. Ja. En dan soos jy sê, jy het 'n rouproses nodig want dit is 'n deel van jy gee altyd vir ander mense, vir vriende gee van jouself. Ja. En as jy voel maar dit word weggegooi dan sit soos 'n deel van jouself wat jy afsny. Of dat dit amper of net nie herken word nie of erken word hoe baie jy omgee vir die persoon. So en ek is omgee mens. Dan jy is ook op die Bokboot. Ja. Vertel ons daaroor. Dis my heel eerste keer hierdie jaar. Dit is einde Maart tot begin April gaan ek een van die kunstenaars op Bokradio se jaarlikse Bokboot wees. Dis uitverkoop, al die kajuite, so ek is 100% seker ons gaan 'n baie lekker tyd, ek gaan al my nuwe liedjies speel. Ja, ek sien verskriklik baie uit en hopelik maak dit nou nog meer deure oop vir my want ek is saam met klomp ander amazing kunstenaars ook op die boot. So ek sien vreeslik baie uit. Wat verwag jy van so 'n bootrit? Gaan daar tyd wees vir jou ook om te ontspan? Ek hoop so. Ek hou nogal van my alleentyd, maar weet jy wat, soos ek sê dit is nou maar net 'n week. So as ek ook nie ek was nou die dag daar toe vertel hulle almal vir my hulle slaapskaars so op die boot. So kom ons kyk maar hoe dit uitdraai. Maar ek moet my slaap in kry. So ek sal seker maak dit gebeur. Maar jy praat van deure wat oopgaan. Jy is ook later hierdie jaar in 'n fliek. Hoe baie mag jy sê? Ja. So ek kan sê min of meer waar die storielyn gaan. Ek speel nou die hoofrol. Die fliek se naam is Madam. En dit gaan oor 'n jong meisie wat ook sy sing en haar regte ma het swanger geraak met haar toe sy 19 was en sy is ook 'n sangeres, maar toe moes sy nou kies tussen haar kind en haar loopbaan. Toe
kies sy haar loopbaan. So toe het sy nou haar kind in 'n skoenboks gelos daar in die middel van nêrens en 'n gesinnetjie het haar opgetel maar in baie moeilike omstandighede. En hulle het maar gebedel op die straat en toe het sy nou probeer help geld maak, so toe het sy gesing op die straat. En dan is dit hoe haar loopbaan nou begin op die straat basies. So ja, dis al wat ek kan sê. Dit behoort so in die middel van die jaar uit te kom, maar dit is ook my heel eerste fliek. So dit is ja, ek is baie opgewonde om dit ook te sien. So dis kom 'n so opwindende jaar vir jou is. Eerste Bok radio boot, eerste fliek, nuwe musiek. Ja. Dit gaan fantasties met jou. Toe ons steeds skaars begin met nee, dinge lê voor. Ek kan nie klaar nie, glad nie. Dan jy gaan ook net 'n selfbewus vir ons sing. Ons kan nie wag nie, maar baie dankie vir die lekker kuier weer eens en alles sterkte vir die res van die jaar. Dankie vir julle ook. Dit is Danny Willey bly net waar jy is, want net hierna sing sy ook selfbewus vir ons.